broers en susters, het is Goeie Vrydag en ons gaan die woord van die Here saam geniet. Kom ons word stil voor die Here se aangesig. Here, baie dankie dat ons in die diens kan staan. Dankie dat ons na U toe kan kom op hierdie goeie môre. Wil U ook nou die woord dat ons sal deel, kom seën in Jesus naam. Amen. Broers en susters, die gedeelte wat ons vanmôre sal lees kom uit Johannes 18, vanaf vers 28 tot vers 39. Maar u kan maar die gedeelte self gaan lees. Broers en susters, nadat Jesus gevange geneem was, is hy daar in die vroeë môreure voor die Joodse raad, wat bestaan het uit die hoofpriester Caiaphas en al die ander hoofpriesters, die skribas, as ook die ouderlinge en saam met hulle bekend gestaan as die raad van 72. En hulle het 'n manier probeer soek om vir Jesus dan nou te kan oorlewer. En hulle kon nie regtig iets vind nie, maar iets moet hulle kry. En aan die buitekant het die diensmense probeer om Petrus in die hande te kry, maar hy het homself verontskuldig in die proses in. Nou neem hulle Jesus na Pilatus toe. En hulle gaan in daardie vroeë môreure, want voor dagbreek moes hulle alreeds daar gekom het. Nou kom hulle daar, maar hulle gaan nie binnekant nie, want die amptswoning was die amptswoning van die gouverneur, wat 'n Romeinse amptenaar was en beskou was as 'n heiden. En dis was sy plek as onrein beskou. En hulle kom en hulle sê vir Pilatus, maar die klag teen hierdie man is, hy's 'n opstoker, hy's 'n koning, en dan sê, wil hy ook nie die keiser erken, as dit kom met die betaal van die belasting nie. En dan, broers en susters, dan probeer Pilatus onderhandel, en hy vra, kan ons nie maar net vir hom met die 39 houe slaan nie, of kan ons nie maar net vir hom vrylaat nie, want ek sien niks teen hierdie man nie. Pilatus moet iets doen, en hy gaan terug na Jesus toe, en hy vra, is jy 'n koning? En Jesus sê, ek is 'n koning, maar my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ek is nie 'n militêre of politieke koning nie. Maar weet jy, dat Jesus sê, ek het eintlik gekom as 'n getuie van die waarheid. Dis waarvoor ek na hierdie wêreld gekom het, om die waarheid bekend te stel. Ja, om hom self bekend te kom stel as die koning van die waarheid. Weet jy, broers en susters, en dan is dit Pilatus wat vir Jesus vra, wat is die waarheid? Dan sien ons daar in Johannes 17 vers 17, dat Jesus sê, die woord, die is die waarheid. Ons sien ook verder in Efesiërs hoofstuk 6 vers 14, is dit Paulus wat sê, die waarheid is die gordel om die heupe. En dan sê Jesus ook in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid. Maar dit is iets wat Pilatus nie regtig verstaan het nie. Tog wanneer hy na Jesus kyk, kan hy geen skuld in die man vind nie. Maar broers en susters, Jesus kom om vir die waarheid te kom sterf aan die kruis van Golgotha. Die waarheid wat uiteindelik die leuen sal kom oorwin. Die waarheid wat uiteindelik die leuen sal kom bloot lê. Die waarheid dat die Joodse leiers eintlik maar 'n spul moordenaars was, selfsugtig was, dat hulle bedreig was, en dat hulle allerlei maniere probeer om 'n komplot daar te stel, om Jesus tereg te stel. Op Goeie Vrydag, broers en susters, dan kom ons en ons kom hoor, dat ons met soos Jesus vashou aan die waarheid. Bly by die waarheid, leef in die waarheid. Dit is waarom Jesus gekom het, om te sterf as die koning van die waarheid. Hy het nooit deur sy pyn, deur sy lyding, nooit hierdie titel prysgegee nie. Broers en susters, en tog moet ons vanmôre leer dat as ons deur moeilike tye gaan, as ons 'n kruis moet dra, net om by die waarheid te bly,
As ons beledig moet word, as ons verwerp moet word, moet ons staan by die waarheid. Want die waarheid kweek weer geregtigheid, die waarheid kweek liefde, die waarheid kweek vertroue, wat ons so dringend in hierdie lewe nodig het. Leef in die waarheid. Want Christus sterf vir die waarheid. Amen. Broers en susters, ons het ook vanmôre die nagmaal wat ons saam sal bedien. Jy kan daar saam met die huismense saam die nagmaal geniet. En ek gaan vir u die verkorte kindervriendelike formulier voorhou. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons sê wat die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy seun Jesus Christus vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dat hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons dit gedoen het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het, sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel ons, hy het gesterf aan die kruis, en dat die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood eet en die wyn drink, sê ons almal saam dat ons die Here se kinders is. Ons sê daarmee ook dat ons glo dat ons saam met Jesus in die hemel eendag sal wees. Die nagmaal help ons nou om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. Broers en susters, daar waar u nou is, kan u saam die apostoliese geloofsbelijdenis op sê, en ek sê dit vir u op. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, die enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleef onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, kom ons bid saam die gebed wat die Here ons geleer het. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, op aarde, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, sodat ons ook die vergewe wat teen ons oortree het. Laat ons nie in versoekings kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus het vir ons sy liggaam gegee, en sy liggaam was gebreek, en toe hy die brood die aand voor sy sterfte geneem het, het hy gesê, neem dit, eet dit, dit is my liggaam. Ek kan die broodjie nou eet. Ek gaan hom saam met my gesin doen. Die Here Jesus het na die brood geneem het, het hy die beker geneem. En gesê, hierdie beker is die nuwe verbond waarmee my bloed beseël is.
Neem dit, drink daaruit en glo dit. Nadat ons die gewyde maaltyd geneem het, broers en susters, kom ons sê vir die Here dankie hiervoor. Here, baie dankie dat U U liggaam gegee het. Dankie dat U dit vir ons gedoen het. Wil U ons kom seën. Wil U ons help om altyd naby aan U te lewe. Amen. Broers en susters, mag U 'n geseënde Paasfees hê. Amen.